Goeiedag en baie welkom by sessie 12 van module 2. Soos ek verlede keer gesê het, praat ons hierdie keer meer oor die hantering van ons emosies. Ons het gesê ons kan nie voorkom dat emosies by ons opkom nie, dit is normaal, ons is emosionele mense, maar hoe jy daarop reageer kan wel hanteer word. Jy is nie 'n slagoffer van jou emosies nie. En dit is baie belangrik. En jy kan bietjie gaan sit en dink oor hoe hanteer jy dit op die oomblik? Wat gebeur met jou? Kyk, daar's mense wat net in woedebuie uitbars en wat kan skree en raas en te kere gaan vir 'n tyd lank en dan nog kwaad bly vir miskien 'n dag of 2. En dan voel hulle beter daarna en dan raak alles weer rustig. Maar die emosies self is nie hanteer nie. Hulle het net afgeblaas, beskuldig, geskree, blameer. En dan staan weer mense wat stilstype kry, wat net vries, wat met niemand wil praat nie, wat terugtrek, wat glad nie kontak wil maak nie, wat vir 2, 3 dae langer selfs net in 'n gevriesde woede leef. Nou, dit is natuurlik ook nie baie volwasse nie en baie ongesond vir jouself. So dink bietjie daaraan, hoe hanteer jy dit op die oomblik, jou emosies? Nou, hoe kan ons dit hanteer? Nou, ek maak gebruik hier van verskillende mense se insette. Ons noem dit die refleksiesirkel, hoe jy kan gaan nadink na die tyd, na jy op 'n manier opgetree het of reageer het, gaan nadink daaroor en hoe kan jy leer daaruit, sodat jy jou gedrag in die toekoms heel moontlik kan wysig en verander onder beheer van die Heilige Gees. Wat baie dikwels met mense gebeur as hulle deur iets getrigger is en hulle is verontwaardig en kwaad of wat ook al, dan sit dit 'n gedagtepatroon aan die gang. Jy weet, daar is gedagtes wat by jou opkom, afleidings wat jy maak. En die een gedagte bou op die ander gedagte. En dit word 'n reeks van gedagtes. En jou afleidings word net al groter. En dit wat jy dan in jou kop vir jou oortuig van, is later so ver verwyder van die waarheid. Maar dit maak dit alles net al erger, omdat jy die goed wat jy vir jouself vertel, glo. Al is dit heel waarskynlik glad nie die waarheid nie. So die belangrike eerste stap, wanneer jy deur iets ontstel is stop daardie gedagtetrein. Nou Paulus gee vir ons hier baie kragtige raad in 2 Korintiërs 10, waar hy sê dat ons gedagtes gevange kan neem en gehoorsaam kan maak aan Christus. Dat ons kan bid daarteen en kan vra, Here, ek wil nie langer oor die goed dink nie. Ek wil nie laat dit my hele wêreld oorneem, my gedagtes oorneem, my hele gemoedstoestand oorneem nie. Ek stop dit nou hierso. Ek gaan nie langer hieroor dink nie. En gee dit oor aan die Here, vra vir hom vir sy genade, bid die Jesus gebed, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig, en draai jou gedagtes weg van daardie gebeure af. So dis belangrik om eers kalm te raak, rustig te raak. En dan die tweede stap vir jouself te vra, waar kom hierdie gedagtes vandaan, wat ek nou so vir myself van probeer oortuig? Kom dit van God af? Is dit die tipe goed wat God vir my wil sê? Of kom dit uit myself, uit my storie uit? Is dit dalk van hierdie selfies wat nou my so laat voel? Of kom dit uit van die bose af? Is die bose dalk besig om my identiteit hier aan te val, om my net nog meer minderwaardig en hulpeloos of swak te laat voel? So dink daaroor na, waar kom dit regtig vandaan? En vra dit vir God, Here, waar kom hierdie gedagtes vandaan? Is dit van U af? Nou gewoonlik as dit sulke irrasionele gedagtes is die kans dat dit van God af sal kom eintlik 0. Nooit nie. Dit kom of uit die selfies uit, of dit kom miskien van die bose af, maar heel waarskynlik uit die selfies uit. En dan kan jy gaan ook dink, watter selfie, watter gevoel is dit wat nou hier na vore kom, wat my so laat reageer? En dan die volgende vraag is, wat jy vir jouself kan vra, waarheen lei dit my? Nou vanuit jou storie, vanuit die verlede, weet jy mos nou al, as jy toegee aan sulke tipe gedagtes, lei dit jou na 'n plek wat beter is, wat vir jou goed is, waar jy dit kan hanteer, waar jy dit kan agterlaat, of vat dit jou al dieper en dieper in 'n donker gat in, vat dit jou al verder en verder weg van die realiteit. Nou weer, as dit nie van die God af is nie, dan is dit gewoonlik maar die geval dat dit jou al verder wegneem van God af, al verder wegneem van die realiteit af. Gedagtes wat van jou al meer 'n slagoffer maak, wat jy self jammer kry en sê, arme ek, hoe kon dit nou weer met my gebeur het? Nou dit is natuurlik glad nie enigsins konstruktief nie.
En dit is ook gedagtes wat jy moet stop, maar terwyl jy nou hieroor hanteer, weet jy al, so dit vat my gewoonlik soontoe, so dit kan nie van die Here af wees nie, dis nie 'n goeie ding om hier aan toe te gee nie. En dan vir jouself te vra, maar waar is God in dit? Hoe kan ek God hierin raak sien? Wat is God besig nou om dit dalk vir my te sê? As ek in hierdie situasie beland en ek reageer so, dan wil God heel waarskynlik iets vir my sê daaroor, oor my reaksie. Wat wil God vir my sê? En bring God dan in die prentjie in en vra vir hom, Here, wat moet ek raak sien hierso? Wat is hier besig om te gebeur? Wat is hier regtig aan die gang? Moenie net jouself regverdig, ander beskuldig en ander blameer nie. Probeer agterkom, wat is die waarheid wat God nou met jou wil kommunikeer? En dan daarmee saam vir God te vra, weer die vraag te vra, wie is ek regtig? Is ek 'n mislukking? Is ek minderwaardig? Is ek hulpeloos? Is ek onnoosel? Is ek al hierdie goed wat ek nou weer voel hier binne, wat hierdie selfie vir my sê? Wie is ek, Here? En wag dan op God, wag dat die Heilige Gees vir jou herinner aan wie jy is. En ek kan jou waarborg, as jy regtig op hom wag, sal jy baie gou hoor dat die Gees vir jou sê, jy is my geliefde kind, in wie ek 'n welbehae het. Jy is myne. Ek is lief vir jou. Jy is vir my kosbaar. Jy sal al daai goed wat ons in daai lys van jou identiteit opgenoem het, daai tipe gedagtes sal na jou toe kom. Dit is wie jy is in God se oë. Dit is wat jy moet onthou. Jou gevoelens bepaal nie jou identiteit nie. Dit bepaal nie wie jy is nie. Die feit dat jou lewe aan God behoort, dat jy syne is, bepaal jou identiteit. Dat jy sy verteenwoordiger is. Dat hy vir jou in sy hand vashou en jou baie liefhet en deur elke krisis gaan dra. En dan die laaste stap is net om dit waarvan jy bewus geraak het, net te erken voor die Here, dit wat jy nou gesien het, hier het ek fouteer, hier het ek van die pad afgegaan, bely dit voor hom. Sê, Here, vergewe my dat ek alweer in hierdie rigting gegaan het. En dankie dat U vir my die waarheid wys oor myself. Dankie dat ek weet wie ek is. En wys vir my waar het ek nog genesing nodig, waar kan ek gesond word rondom hierdie ding wat so sensitief is in my lewe? Wat wil jy moet ek raak sien hier? Hoekom is hierdie ding so sterk in my lewe? Jy weet, baie keer as jy dit vir die Here vra, dan bring hy in jou geheue terug dinge wat in jou verlede gebeur het, wat jy dan na hom toe kan bring vir genesing, om daarvan verlos te word. En dit is hoe ons innerlik en emosioneel al hoe meer gesond en volwasse word. Om op te hou blameer, te beskuldig en stoom af te blaas, maar vir God te vra, wys vir my, waar kom dit vandaan? Hoekom is dit hier? En ek het dit baie dikwels in my eie lewe beleef, dat die Here baie duidelik iets in my lewe na vore bring, herinner aan, waar daar 'n sekere insident plaasgevind het, waar hierdie emosie sy oorsprong het, of hierdie reaksie op die emosie sy oorsprong het. Hierdie gevoel sy oorsprong het. Gevoel van minderwaardigheid of mislukking of wat dit mag wees. En dan dit voor die Here te bring en met hom te praat daaroor. En hy vir my dan daarvan genees en vrymaak. En dit is regtig kosbaar om so al hoe meer gesond te word. En hoe meer jy daarvan beleef, hoe meer sal jy agterkom, hoe minder fel raak jou reaksies op soortgelyke triggers. Jy raak rustiger, want jy weet dan wie jy regtig is. Nou, dit spreek van self dat jy nie altyd in 'n posisie sal wees om onmiddellik nadat jy een of ander emosionele reaksie gehad het, deur hierdie refleksiesirkel te kan werk nie. Jy stel in 'n situasie by jou werk of in die verkeer of in 'n kantoor of in 'n tou wat jy staan en wag, waar dit nie moontlik is nie. En daarom wil ek jou voorstel, doen die moeite en probeer om so gou as moontlik, as jy by die huis kom, as jy stilte het, om dan daardeur te werk. Want dan leer jy iets uit dit wat gebeur het. Dit gaan nie net verby nie, dit bly nie in jou gedagtes nie. Jy kan rustig raak, jy kan stoom afblaas by God, jy kan by hom ontspan, en jy kan leer daaruit. En as jy aanhou om dit te oefen, dan gaan dit op die ou end vir jou moontlik wees, om dit ook in 'n situasie hier binne jouself te kan doen, binne 'n paar oomblikke, deur dit te werk. Om eerlik te wees, toe ek hiermee begin het, nou ek praat van baie jare terug, toe ek 'n jong dominee was,
Ek onthou een geleentheid waar dit my amper 3/4 uur na 1 uur toe gevat het, net om kalm te raak, net om deur te kom, om deur alles te werk. Later het dit net baie makliker geraak, dat ek in 'n situasie kan sit, want jy's bekend met die patroon, jy's bekend met die hele manier van hoe dit werk, en dit voor die Here te bring, en daar en dan met hom te praat daaroor. Waar kom dit vandaan? Hoekom reageer ek so? Wat is regtig hier aan die gang? Waarheen lei dit my? En wie is ek? En dan voortdurend net genesing te ervaar van hierdie innerlike seer wat maak dat ons emosioneel so onvolwasse optree, of laat ek eerder sê so onvolwasse reageer op emosies wat by ons opkom. Nou, ek beveel ook aan dat jy bietjie gaan dink oor jou emosionele patrone, en baie dikwels is daar tipiese situasies waar jy gereeld weet, in daai situasie verloor ek dit maar altyd. En om daardie tipe situasies ook na God toe te gaan neem, en weer daai oefening te gaan doen wat jy jouself daarin leef asof jy daar is, en sien hoe jy in die situasie onder beheer van die Gees optree, en kalm raak, en wag en die vrae vir God vra en rustig reageer. Soos wat ek voorheen gesê het, terwyl ons sulke oefeninge doen, vind daar ook nuwe verbindinge in ons brein plaas. Jou brein interpreteer dit asof jy dit werklik doen in 'n werklike situasie is, en daar vind werklike veranderinge in jou brein plaas. En natuurlik leer jy om jouself minder ernstig op te neem, wat 'n groot stap is in enige emosionele groei. Baie van ons sterk emosionele reaksies kom eenvoudig net vanuit die feit dat ons onsself nog te ernstig opneem, dat ek nog te veel glo die lewe gaan oor my en wat ek verlang daaruit, en nie oor God nie. So dit is ook 'n baie groot ding waarvan ons hier bewus moet wees. So baie dankie dat jy weer saam geluister het, en regtig waar, oefen hierdie ding. Jy kan hierdie prentjie fotostateer, uithaal en iewers in jou kamer opplak, langs jou spieël opplak, laat jy dit sien, dat jy gereeld dit kan hanteer en daardeur kan werk.